Liewe gemeente en vriende, goeiemôre en baie welkom aan u elkeen vanoggend hier saam met ons in die erediens en 'n spesiale woord van welkom aan die familie en die vriende van Dirk en Melinda. Dit is lekker om soveel van julle ook hier te sien. As ons vandag in die voorreg en in hulle vreugde deel, wanneer Aldrich ook dan gedoop word. Welkom ook in die besonder aan Melinda en Dirk se ouers, die grootouers van Aldrich, en ons het ook die voorreg dat oupa Toy dan die doop vanoggend aan Aldrich gaan bedien. So dit is vir ons ook op hierdie wyse vir julle, om vir julle te sê welkom saam met ons hier. Vriende, die e-bulletin het nou nie vir hierdie week uitgegaan nie. Ek lig enkele sake net daaruit, ek net daar by myne uitkom.
wat ons net sommer onder u aandag bring. So terwyl die tegnologie bykom, u sou die boodskap, as u nou nog u selfoon by u het, dan sal u kennis neem dat die internet in die gebou vanoggend af is. En dit is nou, ons kan niks daaraan doen nie, dit is aan die diensverskaffer se kant. Daarom sal hierdie erediens word nou nie regstreeks uitgesaai nie, maar sal hierdie erediens later vandag, hy word opgeneem en sal dit later vandag op ons gemeente se YouTube kanaal dan ook beskikbaar wees. Aan die familie en die vriende, Dirk, ons vra groot verskoning, ons het tot op 99 nou als probeer in ons vermoë. Hy gaan beskikbaar wees en dan stuur ek daardie skakel net weer vir julle aan. Die skakel gaan so 'n bietjie wysig, maar so 'n bietjie later vanmiddag dan sal ek net weer op ons gemeentegroep daardie skakel aanstuur. Liewe vriende, ons is hier in die wintervakansie, en ons beleef dit en ons ervaar dit ook, dit is so 'n bietjie koeler as gewoonlik. Jy is baie welkom om na afloop van die erediens saam met ons 'n koffie en tee in die saal te geniet. Ek tel nou so vinnig om te sien net, want ek moet nou 'n uitnodiging rig namens die doopouers. Jy moet asseblief nie huiswaarts keer nie. Jy sien, ons het 'n manier om jou vas te vang daar by die tee. Maar vanmôre moet ons fees vier en vier ons fees ook saam met Aldrich. En is u baie welkom. Daar in die saal is die tafels ook gedek vir 'n kolwyntjie, 'n kapkyk. Dit klink, ons almal weet mos wat is 'n kapkyk, nê? Maar dit is daar agter in die saal en julle word almal hartlik uitgenooi om saam met ons daar so 'n bietjie saam met Aldrich en sy ouers ook te vertoef en te kuier. Liewe vriende, by die voorbidding het ons met 'n kennis geneem net in die week en ek het ook met haar gepraat en gevra of kan ek dit afkondig. Dan die Petro de Beer, ons voormalige koster, is weer in die hospitaal opgeneem. En ons dink in die besonder aan haar ook, terwyl hulle met haar doenig is en planne beraam en werk. Oom David, ek het vir oom gesien, oom sal asseblief daai ook vir ons oordra. Ons gebede gaan ook na haar toe uit. En dan het ons die name wat nog hier by ons is, ons dink steeds aan Tannie Via, en Tannie Elsebele is hier, dink ek het ek gesien. So daar is nog enkele name ook op ons voorbereiding aan wie ons dink, maar as u weet van iemand, asseblief vriende, help ons en dan laat weet u vir ons oom Ernst. Dankie, baie dankie. Dankie. So ons het dit ook nou gehoor aan die Hilda van Sail wat ook met haar gesondheid uitdagings beleef, vir wie ons ook dink, aan wie ons dink en vir wie ons bid. Intussen, dankie om Ernst, kan u vir ons laat weet vriende, omdat daar nie 'n e-bulletin uitgaan nie, sal ons dit dan per WhatsApp aan u kommunikeer as ons inligting soos die dan ontvang. Liewe vriende, die res daarvan kan u lees, neem so lank kennis net, ek dink dit is die volgende skyfie daar, dat op 9 Augustus, en ek weet, ek het beloof en hy het nie uitgegaan die week nie, maar 9 Augustus het ons gemeente dan 'n Vrouedag funksie, en met 'n spreker en kunstenaar, Susan Erasmus. U sal as u meer inligting hier rondom sou wou hê, dan is u baie welkom om met Liesel is vanoggend hier, ek sien nie vir Tannie Tia nie, maar met enige een van die missionêre, die sending en sorgbediening lede dan ook daaroor te gesels. En dan op die 6de September het ons hierdie, dis sommer so gemeentefees en gemeente aangeleentheid, wat ons dan ook gaan aanbied op die 6de September, wat ons poog, so u kan daardie 2 datums asseblief vir ons so lank aanteken, en ons deel met jou daardie inligting soos dit beskikbaar word. Ons sê vir 'n klompie van ons lidmate geluk hierdie week wat verjaar, die 7de, dit is dan môre, wat Hendrik Marie verjaar. So ook die 8ste, Michelle van der Merwe, Louis de Pre. Ons gaan vandag baie om te eet. Ons sal hulle daar by die cupcakes uitdeel ook. Annabel van Sail en Tannie Eileen, oom Ampie, oom sal oom vir ons posbode wees. Dankie.
Terwyl Daan op pad is daarna om Ampie toe, wil ek gou so hoor is daar van ons besoekers wat dalk verjaar, wat vandag verjaar of wat in hierdie week verjaar. Baie geluk met elkeen se verjaarsdag. Mag dit 'n mooi en 'n geseënde jaar wees. Dra asseblief ons gelukwensings ook oor hom en ons bid dat dit 'n jaar sal wees waarin die nabyheid van die Here tasbaar beleef en ervaar sal word. Ons gaan vanoggend dan stil word in die nabyheid en teenwoordigheid van ons Here. As ons lied 179 gaan saam sing, lied 179 vers 1 tot 3, waarin ons ook iets van die drie enige God bely in wie se teenwoordigheid ons nou bevind. Vader in die hemel en Christus Jesus en ook Heilige Gees. Vriende, jy kan net so sit en dan sing ons hierdie lied saam. Die psalmdigter sê, God is vir ons 'n toevlug en 'n beskerming. Hy was nog altyd bereid gewees om te help in nood. Daarom is ons nie bang nie, al gee die aarde pad, al skuif die berge tot in die dieptes van die see, al druis en skuim die waters van die see, al skud die berge deur sy onstuimigheid. Oor die strome van die rivier is daar blydskap in die Godstad. In die heilige woning van die Allerhoogste. God is daar. Daarom sal die stad nie wankel nie. Nasies kan raas en koninkryke kan wankel, maar as God sy stem laat hoor, dan smelt dit die aarde weg. Die psalmdigter herinner die mens, as hy sê, bedaar en erken dat ek God is. Hoog bo die nasies, hoog bo die aarde. Liewe gemeente en vriende, die Here, die Almagtige is by ons en die God van Jakob is ook ons beskutting. En groet jou vanoggend met genade en met barmhartigheid en vrede. In die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Ek nooi jou uit om op te staan. Ons antwoord dan op hierdie groet van die Here as ons lied 354 gaan sing, waarin ons ook iets bely. O Christus, ons verlange, U het ons heil gebring. Ons doen dit staande en daarna kan U weer die sitplekke inneem.
Liewe gemeente, ons gaan vanoggend saam lees uit die woord van die Here uit 1 Petrus. Verlede Sondag het ons ook saam gelees uit 1 Petrus, maar toe is dit hoofstuk 5 en dan hierdie week lees ons so 'n paar hoofstukke vorentoe. Ons gaan uit 1 Petrus 3 vanoggend saam lees en dan daar vanaf vers 13 tot en met vers 22. Terwyl die woord van die Here oop voor ons is, kom ons sit so en dan sluit ons die oë. Here, ons ego vanoggend die woorde van die psalmdigter wat ons daaraan kom herinner, dat U is ons toevlug en ons veilige vesting. U Here was nog altyd bereid om te help in nood. Maar ook vanoggend, in die besonder in hierdie oggend, wanneer ons die voorreg het om getuies te wees, waar 2 ouers hulle kindjie ten doop bring, word ons op 'n manier daar verplig om in diepte na te dink oor die doop. Dalk oor ons eie doop, oor wat die doop vir ons beteken. Here, en elke enkele gedagte is 'n heenwysing na U. U wat in genade roep en kies, U wat in genade versorg en seën, maar U Here wat ook regverdig is. Dankie vir wat ons vanoggend het, hier in ons midde. Dankie dat ons hier kan wees. Dankie Here dat U die een is wat met ons hierdie afspraak gemaak het. Dankie dat U ons hier kom ontmoet, dat U ook in die woord hier nou met ons kom praat. Gee dat ons dit sal hoor. En wat ons hoor, dat ons dit ter harte sal neem. En Here, dat ons ook ons hele lewe en ons hele wese aan U sal toevertrou. Dat met wat ons hoor, dat ons gevoed word daarmee en dat ons dit sal laat saad skiet, 'n wortel skiet in ons harte. En dat ons daaruit en daardeur sal leef en laat leef. In Jesus se naam, amen. Liewe vriende, 1 Petrus 3 vanaf vers 13, die opskrif van die 83 vertaling. Dit is 'n voorreg om te ly vir wat goed is. Petrus skryf: wie sal julle kwaad aandoen as julle beywer vir wat goed is? Maar selfs as julle sou ly omdat julle doen wat reg is, moet julle dit as 'n voorreg beskou. Moenie vir mense bang wees of julle laat afskrik nie. In julle harte moet daar net heilige eerbied wees vir Christus die Here. Wees altyd gereed om 'n antwoord te gee aan elkeen wat van julle 'n verduideliking eis oor die hoop wat in julle lewe. Maar doen dit met beskeidenheid en met eerbied vir God. Sorg dat julle gewete skoon bly, sodat die wat julle oor julle goeie lewenswandel in Christus belaster, daaroor skaam kan kry dat hulle kwaad van julle gepraat het. As dit die wil van God mag wees, dat julle moet ly wanneer julle goed doen, is dit beter so, as om te ly wanneer julle kwaad doen. Ook Christus het eenmaal vir die sondes gely, die onskuldige vir die skuldiges, om julle na God te bring. Christus wat as mens doodgemaak is, maar deur die Gees lewend gemaak is. En so het hy na die geeste in die gevangenis gegaan en daar sy oorwinning aangekondig.
Dit is hulle wat aan God ongehoorsaam gebly het, toe hy groot geduld met hulle aan die dag gelê het, in die tyd toe Noag die ark gebou het. Net 'n klein klompie in die ark, 8 in getal, is deur die waters gered. Dit dui op die doop, waardeur julle ook nou gered word. Die doop is nie 'n afwassing van die vuilheid van die liggaam nie, maar 'n bede tot God om 'n skoon gewete. En dit red julle op grond van die opstanding van Jesus Christus. Hy is nou aan die regterhand van God, nadat hy die bose magte aan hom onderwerp het en die hemel ingegaan het. Ons gaan net so ver dan hierdie gedeelte saam lees volgende. Liewe gemeente en vriende, so met die eerste oogopslag is hierdie gedeelte vanuit vanuit talle Nuwe Testamentiese en teoloë dit eintlik eens dat dit beslis nie een van die maklikste gedeeltes in die woord van God is nie. Bietjie dalk meer ingewikkeld as 'n mens dit binne die groter konteks ook lees en binne die groter geheel van hierdie perikoop. Ons is baie geneig om enkele versies uit te wil haal en dan kan ons sin maak daarvan. Want ek dink byvoorbeeld, as Petrus hierso sê, julle moet in beskeidenheid, moet julle altyd gereed wees om 'n antwoord te gee aan elkeen wat van julle verduideliking eis oor die hoop wat in julle leef. Hierdie is redelik mos nou voor die hand liggend wat Petrus hiermee bedoel. Maar as ons dit ook plaas binne in die groter geheel van die perikoop wat ons vanoggend gelees het, binne die groter geheel van Petrus, dan is daar baie keer uiteenlopende opinies en gedagtes. Veral as Petrus dan 'n sprong maak van die lyding van die mens, ewe skielik na Noag toe, en dan sommer na die doop toe. Die gedeelte van 1 Petrus 3 is 'n gedeelte wat soveel vrae in ons harte aanwakker. Vrae waarop daar dalk nie eenvoudige antwoorde bestaan nie. Maar het jy al so daaroor gedink? Aan die ander kant is dit ook 'n wonderlike gedeelte. Wonderlik in die sin dat Petrus in sy weergawe hiervan iets te kenne gee, van iets dieper liggend, wat hy geleer het, wat hy gesnap het, wat hy verstaan het. En om ietsie van die misterie van God, en ons het soos 'n paar weke terug saamgedink oor die drie eenheid van God, maar ietsie oor die misterie van God, van sy grootheid, aan die mens oor te dra. Nou moet jy weet wie is hierdie skrywer, wat hy skryf. Dit is die een vir wie Jesus sit saam met sy disippels en hy sê, maar wie sê die mense is ek? En hulle antwoord hom, en op 'n stadium sê hy, maar wie sê julle is ek? En Petrus het ietsie gesnap, wat hy sê, maar hy is die seun van God, die seun van die mens. Hoe Jesus vir hom gesê het, maar dit is nie deur mense kennis, mense insig, dat jy daardie kan sê nie, gelukkig is jy Petrus dan nou. Maar dis dieselfde persoon wat gesê het, maar as dit u is, Jesus, laat ek na u toe kom op die water. Wat uitgeklim het en na die Here Jesus toe gestap het, toe hy bewus geword het van die storm rondom hom, wat hy gesink het. Dis dieselfde persoon wat enkele oomblikke voor Jesus gevange geneem word, wat sê, Here, maar met my lewe lê ek vir u af. Ja, hy het toe Malgas se oor afgekap. Maar nog in daai selfde nag het hy nie een keer nie 2 keer nie, maar 3 keer gesê, ek ken hom nie. Die pad wat Petrus gestap het in sy eie geloofs lewe, ons sou kon sê in sy geloofsworstelstryd, was dalk nie so eenvoudig en voor die hand liggend nie. En daarom, dit wat hy weergee, en dit wat hy oordra,
is iets wat hy self ook in sy eie lewe beleef het. Wanneer 'n mens dan hierdie perikoop, liewe gemeente en vriende, in die groter konteks van Petrus se eerste brief lees, moet ons ook onthou aan wie hy hierdie brief skryf. En aan die begin van 1 Petrus, dan maak hy melding, as hy sommer die lesers en die hoorders groet, dan sê hy aan die uitverkorenes van God, vreemdelinge in die wêreld wat verspreid woon in die provinsies Pontus, Galasië, Kappadosie, Asië en Bithynië. Hy skryf hierdie aan gelowiges wat verspreid gewoon het oor die destydse wêreld. Nie omdat hulle wou nie, maar omdat hulle gelowige volgelinge van Christus was. Daarom was die primêre doel van hierdie brief om te bemoedig. Hou moed. En natuurlik vind die mens ook 'n element van vermaaning in hierdie brief. Want kom ons wees eerlik, niemand van ons sal hou van sommer net lyding en swaar kry nie. Ons is nie daarop op die soek daarna nie, om te sê, waar is 'n stukkie lyding want ek wil graag ly, of waar is 'n stukkie swaar kry want ek wil graag swaar kry. Nee, niemand van ons hou daarvan nie. En dit nog te meer, veral as dit iets is wat jy onskuldig moet beleef en ervaar. Daarom is die vermaaning wat Petrus in sy brief na vore bring, is om te sê, bly standvastig. Wees standvastig in julle geloof. Dit is ook die gedeelte van 1 Petrus 1 wat kom echo in die gedeelte wat ons vanoggend saam gelees het. As ons weer 'n keer hierdie gedeelte sou saam lees, wat sou sê, wie sal julle kwaad aandoen as julle beywer vir wat goed is? Maar selfs as julle sou ly omdat julle doen wat reg is, moet julle dit as 'n voorreg beskou. In 1 Petrus 1, as dit gaan oor die standvastigheid van die gelowiges se geloof, hulle wat verspreid gewoon het, hulle wat ook vervolging in hulle lewe beleef en ervaar het weens hulle geloof, dan herinner hy hulle daar in 1 Petrus 1 ook, as hy vir hulle sê, selfs al is dit nodig dat julle vir 'n kort tydjie bedroef gemaak moet word deur allerhande beproewing, verheug julle hieroor. Wees bly, want daar weer word julle geloof getoets. En vir diegene wat die toets slaag, vir hulle is daar 'n onverganklike, onbesmette, onverwelkte erfenis, wat reeds in die hemel gereed is om geopenbaar te word. Die kompleksiteit van hierdie gedeelte, liewe vriende, gemeente, lê daarin dat God anders werk as ons mens se logika of ons rasionaal. Om dit baie eenvoudig te sê en dalk oorvreemvoudig, die wyse hoe God werk sal nie altyd vir ons sin maak nie. Ons kan nie vir God vasvang of in die spreekwoordelike boksie plaas nie. God se werkswyse is bo ons mense vermoë om te verstaan of te begryp. Petrus het iets hiervan gesnap. Petrus het iets hiervan verstaan toe hy hierdie aan die destydse gelowiges geskryf het. Die boodskap wat hy in hulle midde wil kom laat, kan ons eintlik soos volg sou saamvat: om staande te bly te midde van 'n wêreld wat verval en afval. Hou die oog gefestig op die werklikheid van God se genade en sy regverdige oordeel. Van God se genadige redding en sy regverdige oordeel. Twee dinge oor God word hier op die tafel neergesit. Twee eienskappe. Aan die een kant, God se genade, God is 'n genadige God. Aan die ander kant, God is ook 'n regverdige God. Vir iemand wat onregverdige lyding beleef, vir iemand wat swaar kry,
En veral as so iemand gelowig is, sou ek hoop dat hierdie beslis 'n boodskap van hoop is. Beslis 'n boodskap van bemoediging is, om te sê, maar onthou net hierdie gou-gou. God bly 'n God van genade. God bly 'n God wat red vanuit sy genade. Maar God bly ook 'n God wat regverdig oordeel. Ek lees eendag 'n stukkie, ek was in 'n geselskap gewees, wat sê genade is dit waarmee God handel dryf. Genade is God se kommoditeit. Genade is iets wat God weggee vir jou en vir my, om mee te gaan leef in die hoop ons gaan leef met daardie selfde wat ons by hom ontvang. Maar God is ook regverdig. En Petrus gebruik 'n baie bekende verhaal, waarmee die ontvangers van die brief ook baie bekend was, as hy hierdie konsep van God se genade en God se regverdigheid aan die eerste hoorders en aan die mens wil verduidelik. En vriende, ek en jy ken daai verhaal net so goed. Ons weet dalk net nie hoe vroeg in die Bybel is hy nie, maar definitief in die eerste 6 hoofstukke van die Bybel. Die verhaal van Noag. En wanneer hy na Noag verwys, is dit juis om hierdie 2 eienskappe van God tentoon te stel. En om die gelowiges en die hoorders aan hierdie 2 eienskappe van God te wil herinner. Die regverdige oordeel kom daarin dat God die wêreld, hoor mooi, te lief gehad het, dat hy die gebeure van Genesis 6 maar net kon laat verbygaan. God het die wêreld te lief gehad, dat die gebeure van Genesis 6 nie so gelos kon word nie, dat hy iets daarin moes doen. En hier kom die genade. Sy genade is geopenbaar toe hy sy plan met Noag gedeel het. Noag en sy gesin wat gered is. En interessant dat Petrus die getal van 8 noem, en ons dink nou baie keer, ja, maar dis nou so terloops, of dit is dalk om die historiese korrektheid van die teks net te bevestig. Maar ander is weer van mening, dat dit juis om die bemoediging gaan, en die bemoediging aan die gelowiges te beklemtoon. Hier waar hulle 'n klein groepie is, wat verspreid woon oor die destydse bekende wêreld. Wat dink maar, is daar nog vir ons hoop? Wat dink maar, het God ons nie dalk vergeet nie? Wat van dan die konsep van genade en die gedagte van genade en die eienskap van genade, en wat van Here, die regverdigheid? Dat Petrus so ver teruggryp, soos Noag se verhaal, om die gelowiges te herinner, hou moed. Hou moed. En hy koppel die 2 verhale eintlik op 'n manier aan mekaar, wanneer hy hierdie verhaal ook in verband bring met wat ons vanmôre gaan beleef. Ek val myself net vinnig in die rede. As ons net dink aan die 8 in getal waarna Petrus melding maak, wat eintlik gaan oor weer 'n keer oor hoe God anders werk as wat ek en jy sou begryp, en as ek en jy logies vir onsself sou uitmaak. Getalle het nog nooit in God se pad gestaan nie. Getalle het nog nooit gekeer dat God iets doen of nie doen nie. En ek dink een voorbeeld waarna ons kan kyk is die voorbeeld van die Here Jesus Christus self. Een kruis was genoeg gewees om die wêreld se sondes te verwyder, af te was. En op hierdie manier kom raak hierdie teks eintlik ons harte aan. En as ons so na die teks luister en as ons so na die teks kyk,
dan is dit asof hierdie teks nie meer so abstrak is nie. Dalk nie meer so moeilik verstaanbaar nie. Al is lyding en swaar kry ook deel van ons dag en tyd. Dikwels ook onregverdig na ons eie oordeel. Maar Petrus getuig van 'n boodskap en 'n teken wat God vir hom kom gee het, wat ons kom herinner aan hierdie genade en die regverdigheid van God. Vanoggend, wanneer ons die voorreg het om getuies te wees waar twee ouers 'n seentjie doop, dan beleef ons iets weer van hierdie herinnering van God se genade en God se regverdigheid. Johannes 3 vers 16 kom sê vir ons, God het die wêreld so lief gehad. Hoor gou daai, God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het. God het die wêreld so lief gehad, maar in sy regverdigheid kon hy nie hierdie wêreld aan sy eie genade oorlaat nie. God is regverdig. God se genade word sigbaar dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Liewe vriende, as ons dan getuies is vanoggend waar twee ouers 'n seentjie kom doop, dan beleef ons iets van God se regverdigheid en God se genade in hierdie oggend. Die gedeelte wat dan juis gaan oor die doop is vers 21 wat vir ons kom sê. Ek lees maar van 20 af. Dit is hulle wat aan God gehoorsaam gebly het toe hy groot geduld met hulle aan die dag gelê het in die tyd toe Noag die ark gebou het. Net 'n klein klompie, 8 in getal is deur die water gered. En dit dui op die doop waardeur julle ook nou gered word. Die doop is nie 'n afwassing van die vuilheid van die liggaam nie, maar 'n gebed, 'n bede tot God om 'n skoon gewete. En dit red julle op grond van die opstanding van Jesus Christus uit die dood. Karl Barth, wat 'n Duitse teoloog is, bekende Duitse teoloog is, het so ver gegaan as om te sê hierdie vers 21 is die definisie van die doop. Van wat die doop beteken, van A tot Z. Dit dui op die doop waardeur ons gered word. Nie noodwendig, ons moet dit ook besef, en dis nou hier waar die moeilikheid wanneer dit ingewikkeld word, want die doop is nie die middel tot 'n doel nie. Die doop is nie dit wat ons red nie. Daarom sê hy, en julle word gered op grond van die opstanding van Jesus Christus. Die doop is nie die afwassing van die vuilheid van die liggaam nie, maar 'n gebed, 'n bede tot God om 'n skoon gewete. En Dirk en Melinda, wanneer julle vandag ja antwoord op 'n paar vrae wat aan julle gevra gaan word, moet julle weet, eintlik het julle as ouers geen aandeel op wat Aldrich vanoggend ontvang nie. As ouers reageer julle in geloof en gehoorsaamheid op wat God vir hierdie klein seentjie beloof het. Dat hy hom ook geroep het ten eien as sy eie. Wat was dit wat vir Noag gered het? Noag en sy familie. Gehoorsaamheid en geloof. Toe hy die ark begin bou het, vriende, ek kan net dink hoe die omstanders gedink het, maar hierdie man is van sy sinne beroof, want hy bou hier op droë grond, hierdie groot skip. Waar is die water? Maar dit het hom nie afgesit nie. En dit het hom nie gehinder nie. Hy was gehoorsaam
teenoor die een wat die opdrag gegee het. En hy het gelowig gewag vir die eerste druppels reën wat gaan val. Gehoorsaamheid en geloof, Dirk en Melinda, is ook sleutels wat ons vandag ontvang om ietsie te begryp van die genade en die regverdigheid van God, wat ons in iets soos die doop beleef en ervaar. En dan is dit eintlik, as ons 1 Petrus 3 kon oorvereenvoudig vanoggend, om te sê, julle taak as ouers is om soos 'n Petrus te wees vir hierdie seentjie. Om hom groot te maak met die wete dat hy God sal ken as 'n genadige God en 'n regverdige God. Om hom groot te maak met die wete dat die swaarkry en die lydings van die lewe is daar, maar selfs te midde daarvan is God genadig en regverdig. Om hom groot te maak met die wete van 1 Johannes 3 vers, nie 1 Johannes nie, Johannes 3 vers 16, maar 1 Johannes 3 sal dit ook kon doen. Johannes 3 vers 16, God het die wêreld so lief gehad, God het hom so lief gehad. Om hom groot te maak met die wete, daardie baie bekende Bybelstorie wat ons almal so goed ken, dit was Noag se geloof en sy gehoorsaamheid aan God wat hom gered het, vir hom en sy gesin. En in hierin lê dan ook die boodskap vir ons as gelowiges vandag. In die doop, in hierdie water, is daar geen magiese krag nie. Geen bonatuurlike krag nie. Maar hierdie doop is vandag 'n blywende teken dat God, die God van genade en regverdigheid, ook jou en my God is. Dat hy ook hierdie klein seentjie se God is. Dat ek en jy ook uit genade en uit regverdigheid die voorreg het om aan hom en hom alleen te behoort. Amen. Kom ons sit so, dan bid ek vir ons. Here, ons kom sê vir u dankie ook in hierdie oggend, vir hierdie woord dat ons uit u hand ontvang. Vir hierdie waarheid, Here, ook vir dit waarmee ons bedien word vanoggend. Dat ons ook meer kan beleef vanoggend as net om te luister. Maar dat ons kan sien ook, Here, hoe u genade en die regverdigheid bedien word. Ons bid vir hulle as ouers, ons bid vir hom as kindjie, ook in u kerk. Hou hom vas, hou hulle vas, seën vir hulle, dra vir hulle, behoed en bewaar hulle. En lei hulle, Here, op hierdie pad van genade en regverdigheid, om ook draers van daai boodskap te wees aan die wêreld daar buite. Ons bid dit alles in die naam van Jesus ons Here. Amen. Gemeente en vriende, ek gaan vir Dominee Toy Loupsher dan nou roep dat hy vir ons die voorgaan met die formulier vir die bediening van die doop en ook dan die doop aan sy kleinseun bedien. Ons is baie welkom.
Goeiemôre, lieve vriende. Dit is vir my tog ook betekenisvol dat ek dink is 1979 het ek hier gestaan as diaken in die kerk. So dit is vir my ook 'n teken van ons Hemelse Vader se genade dat hierdie draai weer hier geloop het. En ek wil net baie dankie sê vir Dominee Manus, baie dankie vir die geleentheid en vir die kerkraad om die doop hier te kan bedien. Baie dankie. Ons het gehoor dat dit nie 'n afgod is wat ons hierdie teken wat ons vanoggend aan Klein Alderie gaan bedien nie, maar dat dit 'n teken is van God se genade wat ons op soveel maniere sien en ervaar, ook by 'n geleentheid soos hierdie. God het in die Ou Testament 'n ooreenkoms met Abraham aangegaan. Ons noem dit 'n verbond. Die verbond kan vergelyk word met 'n testament waarin God al sy gawes tot sy kinders se beskikking stel. By die doop bevestig God dat ons en ons kinders in hierdie testament ingesluit word. Nou ons weet, ekskuus vir my tussenwerpsel hier, so ons weet dat intussen het dinge baie verander hier in Potchefstroom spesifiek. As ek dink hoe vol die kerke was daai tyd en hoe die doop allerhande ander betekenisse gekry het. Dit was my nogal hartseer by een begrafnis van 'n vriendin wat die voorganger gesê het toe ons nog kindertjies gedoop het. Ek dink dit is groot genade dat ons vanoggend hierdie kindjie kan opdra aan die Here en sy ouers ook, om hierdie kindjie te begelei Klein Alderie op die pad van geloof. Ons en ons kinders word verseker dat God ook ons God is. Dit beteken dat hy ons Vader is wat ons liefhet en ons versorg. Dat Jesus Christus ons verlosser is. Dat die Heilige Gees in ons woon, van ons nuwe mense maak en ons lei. Geen mens kan hierdie gawes van God verdien nie, want ons sonde waarmee ons gebore word, veroorsaak dat ons die dood verdien. Jesus het egter die straf vir die sonde op hom geneem en aan die kruis aan ons plek gesterf. En dit het ons vanoggend so mooi uit die woord ook gehoor, dat dit gaan oor Jesus Christus se verlossing en die teken dat hy ons verlos. Daarom kan God nou die ewige lewe as geskenk vir ons aanbied. Ons kinders is ook hierby ingesluit, al verstaan hulle nog niks hiervan nie. Die betekenis van die doop kan maklik verkeerd verstaan word. Dis nie net 'n mooi gewoonte wat ons ter wille van ander mense onderhou nie. Dit is ook nie 'n bygelowige handeling waardeur ons teen gevaar en ongeluk beskerm word nie. Dit is ook nie die geleentheid waar kinders hulle name kry nie. Dit gaan by die doop oor God wat hom met sy liefde aan mense verbind.
Ek gaan vra dat die ouers na vore kom, Melinda en Dirk, en laat klein Aldrich ingebring word asseblief. Kom staan so. Ek dink klein Aldrich maak seker dat ons weer dit gaan oor hom hier so vanoggend. Dit is 'n groot voorreg om die doop te kan bedien. Dirk en Melinda aan hierdie ou kleintjie. En Dirk, ek gaan ook vra dat jy vir ons die kersie aansteek. Dat net vir ons 'n simbool is van God se liefde en sy genade. Ons het nou gehoor wat die doop beteken. Daarom vra ons dat julle as ouers opreg op die volgende vrae antwoord. Bely julle dat hoewel ons kinders as sondaars in die wêreld gekom het en daarom onder die oordeel van God staan, hulle nogtans in Christus aan God behoort en as lidmate van sy gemeente behoort te word. Aanvaar julle die Bybel as die woord van God en aanvaar julle die kerk, die leer van die kerk soos die belydenisskrifte dit verwoord as die ware onvolkome leer van verlossing. En beloof julle om hierdie kind aan die leer na die beste van julle vermoë te onderrig en ook te laat onderrig. Dirk, wat is jou antwoord hierop? Melinda? Kan jy hom nader bring? Kom maar vir Dirk eers. Aldrich Kasper Kreer, ek doop jou in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Ek wil vra dat julle net op die volgende vraag ook eerlik moet antwoord asseblief. Glo julle in die God die Vader wat aan julle versorg en bewaar het tot hier en hierdie ou kleintjie?
Glo julle in Jesus Christus wat vir jou sondes aan die kruis gesterf het? Dat ons so ook mooi uit die gedeelte uit die woord gehoor het vanoggend. Glo julle in die Heilige Gees wat in julle woon en wat jou lewe rig en lei volgens die wil van God se lewe. Bely jy dat hoewel ons kinders as sondaars in die wêreld gekom het en daarom onder die oordeel van God staan, hulle nogtans in Christus aan God behoort en daarom as lidmate van sy gemeente gedoop moet word. Dirk, wat is jou antwoord hierop? Melinda? Die doop wat ons so pas bedien het, bevestig aan ons God se genade en sy liefde. Dit maak ons en ons kinders bewus van die vaste grond waarop ons geloof rus. Daarom kry julle as ouers die geleentheid om op God se genade te antwoord deur die volgende te beloof en beloof het. Beloof om julle hierdie kindjie, soos hy groter word voor die betekenis en eise van die genadeverbond in te lig. Beloof julle om vir hom 'n voorbeeld te wees van geloof en gehoorsaamheid. En beloof julle om hom te help om God se beloftes sy eie te maak. Deur die doop het hierdie kindjie deel geword van die gemeente van die Here Jesus. Daarom het elkeen van ons 'n verantwoordelikheid om deur gebed en voorbeeld hierdie kindjie en sy ouers te ondersteun. Beloof julle om hierdie verantwoordelikheid so na te kom dat hierdie kindjie die Here leer ken, lief kry en dien en groot word tot die eer van sy naam. Ek wil net vir die gemeente vra, wat is u antwoord hierop? Ek weet nou nie of ons so voorbereid is nie, maar sal ons lied 523 kan sing? Ekskuus tog? 268. Ons gaan sing terwyl u so bly sit. Terwyl u so bly sit. Liefdevolle Hemelse Vader, baie dankie dat ons hierdie oomblik kon beleef, waar hierdie ouers ook 'n belofte gemaak het en hierdie gemeente, om hierdie kindjie te begelei. Ons weet, Here, dat die doop nie 'n bygeloof is nie. Ons weet dat dit 'n belofte is, Here, waarop u elkeen van ons gaan oproep, om te vra, Here, of ons hierdie belofte nagekom het, om vir klein Aldrich te begelei,
op die pad van liefde en geloof. Ons dankie vir die genade, ons dankie dat U vir Dirk en Melinda geseën het, en vir die grootouers, en vir die familie van hierdie kindjie, om hom te begelei op die pad van liefde en geloof. Baie dankie vir U goedheid en vir U genade en U groot liefde. Dankie dat U ons seën, Here, met hierdie geleentheid dat ons kan deel met hulle. Ons loof en eer U daarvoor en ons dra hulle aan U op in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Baie geluk. Liewe gemeente en vriende, ons kon deel in daardie voorreg waar ons ook hierdie klein seentjie se doop kon beleef en die Here ook sy nabyheid kon beleef. Ons gaan antwoord daarop en ek nooi uit om saam met my lied 571 dan as slot te sing. Ons gaan lied 571 vers 1 en 4 sing, wat eintlik so goed ook aansluit by die teks wat ons vanoggend saam gelees het, wat ons by die Here ook gehoor het. Lied 571 vers 4 wat eintlik sê, as U guns ons hier benede soveel lewensvreugde bied, watter saligheid en vrede sal ons eens by U geniet. Kom ons staan, dan sing ons lied 571 en bly jy net staan vir die ontvang van die seën.
Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en nabyheid en teenwoordigheid van die Heilige Gees sal by jou wees en by jou bly. Amen.